Goeiemôre, hartlik welkom hier by die NG Gemeente Onseris Bloemfontein. Dankie dat u ook by ons oordenking inskakel. So 'n paar Sondae gelede het ons natuurlik Paasfees gevier. 'n Mens kan eintlik nie ophou om te praat oor die wonder van Paasfees nie. Ja, daardie Sondagoggend toe ontdek is dat die graf leeg is en dat ons Here inderdaad opgestaan het en lewe, het 'n wêreld vir ons oopgegaan. Dit het ons die afgelope 2 Sondae ook bekyk. Vandag staan ons sekerlik stil by die mees wonderlike. Die feit dat ek en jy in 'n persoonlike verhouding met ons Here kan staan. En dat dit juis by Paasfees, toe Jesus opgestaan het, moontlik geword het. Ons gaan vanmôre saam lees uit Hebreërs 10, daar vanaf vers 19 tot aan die einde van vers 25. Die onbekende skrywer natuurlik van hierdie Hebreërboek, Hebreërs 10 vanaf vers 19 tot aan die einde van vers 25. Kom ons raak nou stil voor ons Here en ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook met u kan praat, omdat u die Here is en niemand anders nie. Dankie Here dat u vir ons as 'n ware beskikbaar geword het, as ons dit so in menslike taal kan stel. Ja, dat daar nie meer 'n middelaar nodig is nie en dat ons self met ons Here Jesus Christus in 'n verhouding kan staan en met u die Vader in 'n verhouding kan staan. Ja, en dat u o Heilige Gees inderdaad in ons kom bly het. Wat 'n voorreg om dit te kan beleef. 'n Voorreg wat ons verstand te bowe gaan. Here, u is vir ons so goed. Ook op geestelike gebied is u weldade so groot, Here. Ja, u wat u seun kom gee het ons Vader, u wat kom sterf het ons Here Jesus, en u wat in ons bly, o Gees. Dankie vir u genade en dankie vir u liefde. Seën ook nou u woord aan ons. Dankie dat u steeds met ons praat en gee dat ons ook sal hoor wat u in u woord vir ons wil sê. In die naam van Jesus. Amen. Hebreërs 19 vers 19 tot 25. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. En des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Ons uitgangspunt kan seker nie anders nie as daar die 19de en 20ste vers. Broers, ons is dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Wanneer ons vanmôre hierdie teks in Hebreërs bekyk, dan kan dit nie anders nie dat dit ons mos herinner aan die gebruike daar in die tempel in die tyd van ons Here Jesus Christus. Kyk ons na die Joodse godsdiens, was dit dan die gebruik geweest dat die tempel in 2 dele verdeel is, eintlik in 3. Daar was 'n groot voorplein waar die volk natuurlik altyd bymekaar gekom het. en waarvandaan die hoofpriester dan sy preek, kan ons maar sê, gelewer het,
in die volk toegespreek het. Dan was daar 'n middelgedeelte waar die volk ook ingekom het om offers te bring en dies meer. En dan was daar 'n gordyn wat die heiligste van die allerheiligste geskei het. In die allerheiligste kon net die hoëpriester een keer 'n jaar ingaan. En dit word opgeteken in die geskiedenis dat dit so heilig beskou is, dat wanneer die hoëpriester daar ingegaan het, hulle 'n tou om sy middel vasgebind het, wat na buite lei, sodat indien hy dalk iets sou oorkom, daar in die allerheiligste gedeelte, niemand anders daarin sou gaan nie, hulle hom sommer net daar sou uittrek. Die skeidsmuur wat gestaan het tussen God en volk. En slegs die hoëpriester, wat dan as middelaar, kan ons sê, vir die volk moes optree, om een keer 'n jaar rondom die Paasfees, wanneer daar herdenk is dat hulle uit Egipte uitgelei is, daar sou ingaan en dan die offers vir die volk bring. Ons teks kom sê, daardie skeidingsmuur is afgebreek. Dit het gebeur deur Jesus Christus, wat sy bloed vir ons aan 'n kruis geoffer het. Kom ons lees net weer ons teks. Laat ons nou met vrymoedigheid na God gaan. Broers, ons is dus nou deur die bloed van Jesus, het ons nou vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie vrye toegang, wat ek en jy verkry het, deur Jesus Christus wat aan 'n kruis gesterf het, en as 'n ware hierdie muur, hierdie skeiding wat daar bestaan het, tot nuut gemaak het. Daarom sien ons ook dat toe Jesus aan 'n kruis sterf, die gordyn in die middel deurskeer. Die skeiding is nie meer nodig nie. Nou kan ek en jy na God gaan en vryelik na God gaan, soos die Hebreërs skrywer hier skryf. Om vryelik na God te kon gaan, beteken mos niks anders nie, om ook nou met God in 'n persoonlike verhouding te kan staan. Wat 'n voorreg. Ons kan bid en met die Here praat. Daar's nie 'n middelaar nodig nie. Ons kan vir hom sê hoe ons voel. Ons kan van hom hoor uit sy woord. Ons kan sy woord lees. En boonop bly hy in elkeen van ons deur die Gees. Ons beweeg nou so 'n bietjie weg van Paasfees af, nader na Pinkster toe, nê, waarin ons dan die uitstorting ook van die Heilige Gees gaan vier. Ek en jy weet mos nou, die oue is verby. Die middelaar, die hoëpriester, is nie meer nodig nie. Ons het nou 'n nuwe middelaar gekry, in Jesus Christus self. Hy wat aan die regterhand van die Vader sit en vir ons intree, ja, wat ons woorde as 'n ware reguit maak vir die Vader. Dit wat krom en skeef is, ons bedoelings aan die Vader kom uitspel, sodat die Vader ons ook baie duidelik hoor. En hy, God drie-enig, ook vir ons voorsien. Om in 'n persoonlike verhouding met God te staan, is seker die grootste voorreg wat 'n mens ooit kan hê. Ek dink nie ons gee baie kere aandag daaraan hoe bevoorreg ons eintlik is om juis in hierdie verhouding te kan staan nie. Om die ware God te ken en juis hom as ons Here en ons God te hê. Wat beteken dit om 'n vrye verhouding met hom te staan? 'n persoonlike verhouding met hom te staan, ekskuus tog. In die eerste plek, dit beteken, ek en jy het vrye toegang tot God. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, sê daar die pragtige 19de vers. Met ander woorde, dit wil sê, daar's nie meer beperkings op ons nie. Ja, niks hou ons meer terug om persoonlik met die Here in 'n verhouding te staan nie.
En 'n verhouding, as ek en jy nou daaraan dink, het mos altyd twee kante op hoe. Ja, 'n kant waarin daardie een in die verhouding kom sê, maar ek wil graag met U in 'n verhouding staan. En dan God wat van sy kant af deur Jesus kom sê het, maar ek buig na julle toe af. Ek wil julle graag opnuut as my kinders aan my vasbind. En wat 'n voorreg is dit nie? Paulus verwys telke male na ons kindskap van God. Ja, daar waar ons sy kinders geword het, en waarin ons nou in hierdie wonderlike verhouding staan, waarin ons met hom kan praat, waarin ons van hom kan hoor, waarin ons met ons Here op pad moet wees en kan wees, en hy eintlik meer as 'n ware met ons op pad is. 'n Persoonlike verhouding van vrye toegang tot hom. Maar nou het ons ook nog 'n ander kenmerk in hierdie verhouding bygekry deur die toedoen van Jesus Christus. Ons het nou 'n opregte hart voor God. Dis bietjie iets anders, nee. Ek en jy weet mos dat sonde so groot houvas op ons lewens het. En hoe kan ons ooit 'n opregte hart voor ons Here hê? Sonde wat ons lewens bevlek, en dan kan ons maar sê, ja, maar ons is gelowiges, ons het dalk nie meer sonde nie, dis bloot eenvoudig nie waar nie. Ons elkeen ly maar onder die sonde, daardie verkeerde wat in ons elkeen se lewens 'n houvas kry. Maar luister nou na ons teks. Ons harte is gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Daardie 22ste vers. Waarna verwys die water? Die water verwys natuurlik na die bloed. En daarom by die doop het ons natuurlik ook hierdie water wat verwys na bloed wat skoon kom was het. Sonder skuld wat nie meer toegereken sal word nie. Sonder skuld wat vir ewig vernietig is deur Jesus Christus se dood aan die kruis. Wat 'n wonderlike voorreg om juis te kan weet dat Jesus inderdaad daardie dinge wat so die stikkend in die lewe veroorsaak, ons sonde, ons verkeerd doen, ons liefdeloosheid, ons selfsug, dat Jesus Christus vir dit alles aan 'n kruis kom betaal het, sodat ek en jy geen skuld meer hoef te dra nie. Maar dan gaan die Hebreërskrywer selfs verder, en dit laat 'n mens half verbuisterd. Hy sê, nou kan ons wat in 'n persoonlike verhouding met hom staan, in geloofssekerheid lewe. Vir baie kinders van die Here is dit natuurlik 'n probleem. Hierdie hele saak rondom geloofssekerheid. Kan ek seker wees dat ek aan die Here behoort? Kan ek seker wees dat ek sy kind is? En dan sal baie dalk maar vir jou sê, ja, ons dink maar so. Ons dink ons is sy kind. Ons dink maar ons sal hemel toe gaan as ons die dag hier sterwe. Maar kan ons seker wees daarvoor? Die Hebreërskrywers kom en hy sê 'n voldwonge ja. Ons kan nou met geloofsekerheid leef. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Want jy's ek en jy het die waarborg daarvoor. Die waarborg het daardie Sondagmôre met die ontdekking van die leeggraf vir jou en vir my 'n werklikheid geword. Ek en jy kan maar net onthou dat Jesus inderdaad opgestaan het en vir ons die lewe verwerf het. En daarom kan ons seker wees dat die toekoms vir ons in hom beseël is. Dat ons ook vandag weet waarheen ons op pad is en dat ons ook weet daar's 'n ewige lewe wat wag, 'n lewe van heerlikheid saam met die Here. Ja, dat ek inderdaad op pad is om my redder, my verlosser,
van aangesig tot aangesig te kan sien, sodat sy heerlikheid ook my en jou lewe kan vul en ons vir ewig in daardie heerlikheid kan wees. Geloofsekerheid. Ek weet mos, ek is nou kind van God, want daar is met bloed vir my betaal. En daarom kan ek nou met hierdie opregte geloofsekerheid ook na my Here gaan, waar hy langs die Vader sit en vir my intree. Ja, kan ek in hierdie wonderlike verhouding met hom staan. En uiteindelik, ons wat in hierdie verhouding staan, ons het hoop. Ja, 'n vaste sekerheid in ons lewe. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof. Verlang is daar aan die Jode beloof dat daar 'n middelaar sou kom. 'n Middelaar wat uiteindelik verlossing sou bring, al het die Jode dit glad nie verstaan nie, want steeds hulle het 'n politieke middelaar verwag. Maar God bly getrou aan sy beloftes, soos wat die Here, die Hebreërskrywer hier beskryf. En dan, wanneer hy sê, God bly getrou vir sy beloftes, dan geld dit nie vir die grootste beloftes wat al reeds in vervulling gegaan het in Jesus Christus nie, maar dan geld dit ook vir die beloftes van 'n toekoms. 'n Toekoms waarin God sy teenwoordigheid in ons lewens juis kom bevestig. 'n Toekoms waarin hy sê, maar ek is by julle tot aan die einde van tyd. En dan weet ons, inderdaad, bly God getrou. Hy skenk sy gees, sodat sy gees ook in jou en my kan bly, om ons te hou vas, om ons te dra, om ons te bemoedig. Ja, daarom het ons mos altyd hoop. Maar ons hoop strek ook verder as dit, want ons weet, die ewige lewe is gereed gemaak vir jou en my. Ja, Jesus Christus het dit kom doen, toe hy opgevaar het na die hemel, en aan die regterhand van God gaan sit het, nadat hy gekruisig en opgestaan het uit die dood. Sy heilswerk het gemaak dat ek en jy inderdaad kan uitsien na 'n lewe by hom, 'n lewe wat geen einde sal hê. Dit is die hoop waarmee ons die wêreld ingaan. En dan kom die Hebreërskrywer, ja, maak hierdie verhouding sigbaar. Maak hierdie verhouding sigbaar om mekaar aan te moedig, te mekaar te onderskraag en te mekaar aan te moedig om liefde te gaan betuig. Ja, om inderdaad hierdie verhouding sigbaar te maak aan almal in 'n wêreld. Sodat almal in 'n wêreld kan sien dat ons aan God behoort, dat ons sy kinders is. Want die skeidingsmuur, dit bestaan nie meer nie. Die gordyn wat die heilige van die allerheiligste skei, het in die middel deurgeskeer. Ons is volkome nou sy eiendom deur sy bloed gekoop. Ons staan mos nou in 'n verhouding met hom. Amen. Here, baie dankie dat ons ook hierdie pragtige gedeelte in die Hebreërboek kon bekyk, en dat dit vir ons nuut hoop kom bring. Hoop wat juis ons wil aanmoedig om aan die vas te hou, met geloofsekerheid. Geloofsekerheid wat kom weet dat ons u kinders is, en dat ons aan u behoort. Dat ons aan u kan vashou elke oomblik as die een wat vir ons intree, ons middelaar. Here, dankie dat ons vrymoedig na u kan gaan. En dat daar nie meer 'n menslike middelaar hier op aarde nodig is om vir ons in te tree nie. Ons verlosser is die een wat ook vir ons intree, daar in die hemel by ons Vader. Dankie ons Here Jesus, dat u dit vandag nog doen. Ons bid dan ook vir ons gemeente in hierdie tyd, Here, daar waar ons op verskeie oorde maar druk belewe, weet ons dat juis om u kerk te wees nie altyd maklik is nie,
maar dat ons ook weet dat U in beheer is en dat U steeds U kerk onderhou. En daarom bid ons dat U dit juist sal doen. Ons bid vir hulle wat siek is, eensaam is, alleen is. Hulle wat miskien dalk moedeloos geword het, so moedeloos dat hulle wil tou opgooi in die lewe. Here, ons dra hulle aan U op. Ons bid ook vir elkeen wat worstel met armoede, Here. Die armoede wat in ons land so groot is. Ja, armoede wat maak dat mense sonder hoop en sonder moed in die wêreld lewe. Gebruik ons ook om hierdie groot vraagstuk in ons land te help oplos. Ja, gebruik ons, Here, om ook 'n hand uit te steek daar waar nood is. Ons bid al hierdie dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.